so as ek nog geen met nie, maar ek het net gedink om nog 'n video te maak, net om bietjie meer soos te kan sien wat seisoen ek as vir ons ontmoet het en toe ek die begin het en alles. So, ek a few questions answer. En dan, ja, hopelik deur dit sal ek eendag kan terugkyk en kan sien hoe was ek. So, die eerste question is, what is God teaching me in this season? En ek het al lang gedink op die ene, want ek voel nie as een spesifieke ding nie. Ek dink meer in hy berei my voor in general vir die toekoms, soos in sekere areas waar hy my geplaas het, soos by die werk en by die jeug, en ja, net in die omstandighede waarin ek is. En dan die sekere goed wat hy op my hart lê, soos om meer tyd met hom te spandeer in sy woord, ja, om te lees, om te verstaan, 'n sekere ding wat soos nou in die tyd vir my uitstaan, is Saul wat Paul geraak het. Sy storie is net vir my so cool, en obviously waar hy was en waar hy like homself gevind het, maar wat vir my net ook so uitstaan, en ek wil net weer deur het gaan net weer oor het lees en so, is hoe wat hy deur gegaan het nadat hy like 'n Christen geraak het, en ja, dit is veral, ek dink is X wat net so crazy is, so ja, dit staan vir my uit. En ja, die second question is, hoe lyk dit om nou die Here te vertrou in hierdie seisoen? En ek dink dit sal wees, maar net om te vertrou dat hy 'n plan vir my lewe, al lyk omstandighede nie altyd soos wat ek dalk dit het, dit moet lyk nie, staan ek maar net vas op die vers van, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not harm you, plans to give you a hope in the future. So ja, dit is definitief waar my vertroue nou lê, of waar ek het probeer laat lê. How do I hope to glorify him in my life? Ek dink dit sal wees net om 'n lig in die lewe te wees, en hopelik deur hoe ek my lewe vir die Here, dat dit 'n testimony sal wees, en dat ek net 'n ambassador sal wees vir die koninkryk. En ja, miskien hopelik deur hierdie een dag met my familie of vriende of kinders dalk, ek weet nie. Maar ja, net om net myself te wees. Ja, hopelik dit deur my shortcomings ook, dat die Here se krag daardeur sal wys, en ja. Dit was altyd maar lekker om jou character bietjie te laat groei. Het is altyd lekker na die tyd, maar in die oomblik dan, my character sal ek sê, word nou die meeste gestrengthen deur as ek in situasies is waarin ek nie gemaklik is nie, want ek is iemand wat baie hou van my comfort zone. So om uit die comfort zone net te gaan is waar ek die meeste groei, maar ek fight dit nogals maar baie, want dit is like nie, maar ja, as ek weer die prys dit, want ek weet, dit is waar die growth kom. Maar praktiese ding sal ek sê, is sekerlik, as ek iets moet doen, soos wat ek voel, ek is nie gekwalifiseer voor nie, habits wat ek moet aan werk. Ek sal sê, ek het dink soms maar bietjie, ek is maar harsh critic soms, as het kom by myself of ander mense, dan is ek bietjie mean, maar net in my mind, soos ek dink, mean goeders, so dan moet ek maar my thoughts captive vang gegod of so, en repent, en dan ook, net om as daar gedagtes kom wat bietjie negatief is oor die lewe of oor my omstandighede of ietsie, net om ook myself te stop, en want dit maak mens gou, sit mens gou in 'n slegte mindset as jy die hele tyd so aan goeders dink. So om te probeer 'n dankbare mindset te hê, in plaas van om
die hele tyd te dink, hierdie sak. So ja, what moments are bringing me joy? Hierdie sadly ook moes ek ook bietjie oor gedink het, want dit is, wat even bring my joy, maar as ek rustig raak aan die einde van die dag, en net te lê, dit is, as ek met my hondjie net bietjie kan cuddle, of as hy liefde by my wil hê, of as ek vir hom liefde gee, hoe ek, as soms lunchtye, dan chat ek en met die lekker, en ja, dit is iets wat ek vir dankbaar is, en geniet, en dan, hierdie bring my nogals joy. Ek het die vorige video toe ek het gemaak het, was het, dit is so fun. So ja, hierdie bring my ook joy. Hierdie ene nie, was, toe ek het, soos nou moet begin dink, okay, wat gaan ek sê, want ek wil nou nie hier so sit en net nie myself voorbereid nie, maar dan gaan ek net in ons gaan praat die hele tyd. So, of like super lang sit en dink, wat is die antwoord van my vraag actually. So hierdie was soos, joh, hier is eintlik so goed om te dink aan, want ek dink altyd soos, ek forever tell lies, as dit iemand 'n woord is, ek maak het so cool, laat klink in my kop, maar like prakties actually, hoe gaan dit lyk? En ek sal sê, van die groot goeie sal ek sê, is net hoe ons mekaar gaan opbou en die beste uit mekaar uitbring en mekaar nader aan die Here bring. En ek dink in daai eerste oomblikke, soos wat ons like mekaar leer ken in die begin, of so ek sal net graag wil hê, ons moet so gemaklik wees en ons moet nie voorgee, of dit moet nie voel ons moet voorgee nie, dit moet voel dat ons kan net alles daar neersit en wees, dit is ek, en ja, net om so gemaklik te voel om mense self te wees. Ek sal graag nie wil hê daar moet soos enige doubt wees nie. Soos ons moet net weet, soos ek moet weet dat jy het my lief, en jy moet weet dat ek het jou lief, en dit moet nooit dit gedoubt word nie, of soos wanneer as hy interested is, of as ek interested, of enigiets soos dit nie. En ja, ek gaan nou 'n paar rapid fire questions answer. So, let's go. Dit is op my papiertjies. So, ek gaan op die kykies onder. My favorite snack, sal ek sê 'n chocolate met soos caramel, of even net like 'n gummy lekkertjie. Dit depends maar like wat is ek lus vir. My favorite plek om te wees is verseker my bed. Wat maak my kwaad as mense like net nie dis jou tyd respekteer nie. So sê nou maar hulle sê, okay, ons sien jy, of kom maar jy 3 uur, of ons kry mekaar 3 uur daar, en dan is dit soos 4:30, okay, nee, nie seker so laat nie, seker so jy weet, 'n halfuur later, of so ietsie, jy weet, hulle het net geen respek vir jou tyd nie, maar my so kwaad. Morning of night, nie, maar as ek moet sê, sal ek die night, maar ek kan nie lang hang nie, so by 10 uur so kan, dan moet ek gaan slaap, maar as ek regtig moet, of regtig wil, sal ek kan, maar definitief nie die morning nie. My favorite series is Gilmore Girls. Favorite movie, ek is nie seker nie, maar as ek vandag moet sê, sal ek sê Mamma Mia. Die eerste ene, maar die tweede ene is ook baie cool. En dan hoeveel kinders wil ek hê? 2, maar as ek regtig kan, miskien 3. Alright, dit is my questions. En ja, het sal interessant wees om te sien of jy nog iets verander eendag en of dit dieselfde bly. Maar ja, cool beans. En hoeveel is vandag? Dit is 12de Desember, so ek dink dit was nog 3 dae oor vir die 25. En dit is wanneer ek begin het voor ons moet in hierdie tyd.
Dus kijk maar, dalk weer nog, maar kijk maar. Anyways, yeah, till the next video, I guess.